Thema van vanoggend se woord is 'n consuming fire. En vroeg vanoggend toe kom die gedagte by my op, maar waar is hierdie consuming fire? Is dit vuur van die hel of waar is dit? En ek dink 'n bietjie daaroor, en as ons dink in die Ou Testament was die vuur altyd op die altaar. Moes altyd brand, die vuur moes altyd op die altaar brand. En ons weet die simboliek van die vuur is 'n simbool van die Heilige Gees. En ons weet dat wanneer ons gered word, wanneer ons lewe en 'n saak met die Here regmaak, dan word ons geseël deur die Heilige Gees. So, toe kom ek tot by die besef dat die vuur is eintlik in elkeen van ons. En dat ons harte is eintlik die altaar van wat in die Ou Testament as 'n beeld gebruik was. So wanneer ons praat van 'n verterende vuur, is dit amper skrikwekkend om te dink dat daar 'n vuur binne in ons is. En dat hierdie vuur nie geblus moet word nie. Want 'n mens kan maklik die Heilige Gees se leiding blus en die vuur in ons lewens blus. Ek gaan kyk toe en ek vra vir oom Google, wat is die definisie van 'n consuming fire? En hy gee vir my goedjies wat 'n bietjie skrikwekkend is. A consuming fire describes God's holiness, His jealousy and judgment against sin. Nou hou net in gedagte dat hierdie vuur is in ons harte. A consuming fire describes God's holiness, His jealousy and judgment against sin. Die volgende enetjie my boek, dan die volgende ene toe. It symbolizes an all-consuming, purifying force that destroys evil and demands absolute devotion. So weet jy hoe maklik kan ons die vuur blus? Want dit is wat hy wil hê. It symbolizes an all-consuming, purifying force that destroys evil and demands absolute devotion. En die derde een in my boek. This consuming fire represents a passionate, divine presence that transforms believers. Is dit nie merkwaardig om te dink dat hierdie krag, hierdie verterende vuur, wat in ons werksaam is, wat in ons harte woon, so beskryf kan word nie. Ek vat hier na Hebreërs 12:28 toe. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, 'n onwankelbare koninkryk ontvang, hierdie koninkryk is vas. Laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onze God is 'n verterende vuur. For our God is indeed a consuming fire. Goddelike vrees, my boetie en sussie, is nie om bang te wees vir God nie. Godly fear is having a deep reverence and awe and a respect for who He is. He is holy, He is powerful, and above all, He is present. What I do and how I live before Him matters. Godly fear is loving and respecting Him so greatly that we do not want to grieve Him, dishonor Him, or live carelessly before Him. Ons vermy sonde, omdat ons lief is vir Vader en eer aan Hom wil bring deur ons lewens. Die vrees van God is die bewuswording dat God teenwoordig is en dat Hy waardig is vir ons hoogste eer. Ek dink dis een van die grootste gevare wat 'n kind van die Here het, is dat hy vergeet van die teenwoordigheid van die Here 24/7. Wanneer ons vrees vir God verloor,
vergeet ons eintlik dat God teenwoordig is. Eerbied is 'n hart wat God se heiligheid, sy grootheid en sy majesteit herken. Soos ek gesê het, dit is nie 'n vrees wat ons weghou of van ons om wegstoot nie, maar dit is 'n eerbied wat ons eintlik nader trek met nederigheid en eer. Maar wanneer eerbied begin kwyn, dan begin kompromie toelaat in ons lewens. Dis nie meer so erg nie. Maar waar eerbied vir God groei, word ons meer bewus van sy teenwoordigheid. Eerbied leer ons om God se teenwoordigheid, God se woord, God se naam en God se doel te respekteer. Reverence reminds us that we are approaching the Creator of heaven and earth, the one who is holy, who is eternal, and who is worthy of honor. Psalm 98 vers 6 sê, "For who in the heavens can be compared to the Lord? Who among the mighty heavenly beings can be likened to the Lord?" Verse 9, Psalm 89 verse 7, "A God greatly feared and revered in the council of the holy angelic ones, and to be feared and worshipped, revered above all those who are around about him." So as die engele met respek en eerbied in Vader se teenwoordigheid is, hoeveel te meer word dit van ons verwag? Ontzag vir die Here is 'n diep gevoel van eerbied, 'n respek en bewondering wat deur sy grootheid, sy mag, sy heiligheid ingeboesem word. Ontzag behels 'n houding van onderdanigheid en hoogagting. Ontzag is 'n bewuswording dat die een vir wie ons nader is oneindig groter as wat ons eintlik kan verstaan. Ons staan die gevaar om te familier met ons hemelse Vader te word en ontzag vir hom te verloor. Because we speak about him frequently, we sing about him regularly and pray to him daily, our hearts become comfortable, our hearts become reckless in ways that may slowly remove the sense of wonder and awe that Scripture describes to us. Toe Moses God by die brandende bos ontmoet, lees ons die volgende, Exodus 3:6. Verder sê hy, "Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob." Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Toe Jesaja die Here sien, lees ons van sy reaksie, Jesaja 6 vers 5. Toe het ek gesê, "Wee my, ek is verlore. Wee my, ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien." Toe Johannes in Openbaring die verheerlikte Jesus sien, het hy by sy voete neergeval asof hy dood was. Openbaring 1:17. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het met sy regterhand op my gelê en vir my gesê, "Moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste." Dit is oorweldigend, my boetie en sussie, vir ons as mens om voor die heiligheid van God te staan. Ontzag herinner ons dat ons die skepper van die heelal aanbid, die onderhouer van die heelal, selfs elke lewe en elke asem onderhou hy. Psalm 19 vers 1 sê, "Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande." Elke sonopkoms, elke golf op die see, elke ster in die naglig verkondig die grootheid van ons Vader. Ontzag maak ons harte sensitief vir die grootheid van ons Here.
Ons sal herinner ons dat ons nie die middel is van die heelal nie, maar dat God die middelpunt is. A heart that stands in awe before God becomes a place where His presence is honored. Hoe meer ons op God se grootheid mediteer, hoe meer word ons harte voorberei om 'n ontmoeting met Hom te hê. May we never treat God's presence casually, but approach Him with honor and reverence that is due to Him. Jesaja 6 vers 3 sê, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Die uitstaande karakter, eienskap van God is dat hy heilig is. Holiness means that God is completely pure, that He is perfectly righteous and entirely set apart from everything that is sinful and corrupt. Holiness is not something that God possesses, it is who He is. Die engele roep nie uit, kragtig is die Here nie, of liefdevol is die Here nie. Nee, die engele roep uit, heilig, 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 die Here almagtig. Eerbied vir God ontwikkel wanneer ons die heiligheid van God begin verstaan. Wanneer ons herken dat die Here by ons in sy teenwoordigheid innooi, wat 'n voorreg is dit, is heilig, dan reageer ons harte met eerbied. Omdat ons verstaan dat God heilig is, nader ons hom met nederigheid en eerbiedigheid. Heiligheid in ons lewens is ver meer as om net sonde te vermy. Heiligheid in ons lewens reflekteer God se karakter in ons lewens. Wanneer eerbied vir God in ons lewens verneder, verander dit hoe ons dink, hoe ons praat, hoe ons leef dag vir dag, want ons is bewus van die teenwoordigheid van die Heilige. Ons begin dink aan wat God tevrede stel deur ons eie begeertes. Ons word meer sensitief vir die Heilige Gees. Ons word meer bewus van hoe ons lewens God se karakter weerspieël. Ons is die naamdraers van ons Here. Reverence transforms the way that we approach the Scriptures. Instead of rushing through the Bible as information, we begin to treat it as divine revelation. We slow down, we listen carefully, we allow God's word to shape our hearts. John 17:17 says, sanctify them, purify, consecrate, separate them for yourself, make them holy by the truth. Your word is truth. God se woord is die een instrument waardeur sy heiligheid ons vorm. Wanneer ons God se woord met eerbied nader, word ons harte die plek waar sy Gees verwelkom en gerespekteer word. Eerbied vir God bring verandering in ons lewens. Dit moet verandering bring. Hoe meer ons erkenning gee aan God se heiligheid, hoe meer begin ons lewens om sy natuur te reflekteer, omdat ons bewus is van sy teenwoordigheid 24/7. Psalm 96 vers 9 sê, O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before and reverently fear Him, all the earth. Hebreërs 12:28. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Worshipping becomes powerful when we recognize who we are worshipping. Worship is far more than music, emotions, or part of the program. Worship is the response of a heart that recognizes the greatness, the holiness, and majesty of God. Wanneer eerbied afwesig is,
dan word worship net liedjies wat ons sing. Ons harte bly verwyderd en onbetrokke. Maar wanneer eerbied ons harte vul, dan word worship iets heeltemal anders. Worship becomes an encounter. Worship is about honoring the one who deserves all glory. King Solomon was bewus van die grootheid en die almag van die Here. Toe hulle die tempel ingewy het, toe vra koning Solomon die volgende, 1 Konings 8:27. Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk die hemel, ja die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Sien, wanneer ons besef dat die God wie ons aanbid is die koning van die hemel en die aarde, dan reageer ons in nederigheid en eerbied. Ons aandag fokus op die almag van God. Ons sing nie net om klaar te kry nie. Ons vertoef in sy teenwoordigheid. Ons harte en ons aanbidding bring eer aan hom. Ons Here se teenwoordigheid word aanvoelbaar waar hy vereer word. Ons aanbidding word meer as net 'n roetine. Dit word 'n ervaring waar God se teenwoordigheid verwelkom word. In ons tye van aanbidding moet ons waak teen gedagtes wat afgelei word. Ons moet fokus op die grootheid en die almag en die eer wie ons aanbid. Een van die grootste ewels in ons tyd is die misbruik van die naam van die Here. Eksodus 20 vers 7 sê, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik en nie ongestraf laat bly nie. Prediker 5 vers 2 sê, wees nie hastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Die manier hoe ons oor God praat en met hom praat, weerspieël hoe ons hom eer. To misuse God's name is to treat something that is sacred as common. God's name reflects His character, His authority, His presence and His glory. Iemand wie die Here se naam roekeloos gebruik is 'n bewys van 'n hart wat respek vir God se heiligheid verloor het. Die skryf wys ons dat die Israeliete hoë agting en eerbied gehad het vir God se naam. Dit word vertel dat uit die ou Israel het die skrifgeleerdes hulle self gereinig en hulle harte voorberei voordat hulle Jehovah se naam sou skryf. So heilig is God se naam geag. Matteus 12:36, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Reverence for God teaches us to speak with humility, sincerity, and honor. Reverence for the holiness of God changes how we pray, how we worship, and how we speak about God in everyday conversations. This is directly connected to hosting God's presence in our lives. Wanneer God eerbiedig word, deur ons woorde wys dit dat ons bewus is van sy teenwoordigheid. Die teenoorgestelde is ook waar, dat as ons ligtelik met God se naam omgaan, besef ons nie dat hy teenwoordig is nie. Maar wanneer ons met eer die naam van die Here gebruik, wys dit na die eer wat in ons harte woon voor hom. Proverbs 1:7 says, the reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning and the principle and choice part of knowledge, its starting point and its essence. But fools despise skillful and godly wisdom, instruction and discipline. Psalm 25:14 sê dit so, hy sê, the secret of the sweet, satisfying companionship of the Lord
have they who fear, revere, and worship Him, and He will show them His covenant and reveal to them its deep inner meaning. My boetie en sussie, eerbied vir die Here is die toegang tot goddelike wysheid. Eerbied vir die Here is die toegang tot goddelike wysheid. Eerbied is die erkenning dat God oneindig wys, oneindig heilig, oneindig groter is as wat ons kan dink of verstaan. 'n Houding van eerbied maak dit moontlik vir ons om wysheid te kan bekom van ons Vader. Dit erken dat ons insig beperk is en dat God se wysheid perfek is. Die skrif verbind eerbied met wysheid. Psalm 55 vers 8, hy sê, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." You see that when we approach God with humility and honor, our hearts become sensitive to His voice. The Holy Spirit begins to illuminate Scripture to guide our decisions and to reveal the truth. Eerbied, reverence, verwag van ons om stil te word en om te luister. Eerbied, reverence, verwyder trots, sodat ons die stem en die wysheid van God kan hoor. Reverence prepares the heart for revelation. Eerbied berei ons harte voor vir openbaring. Deuteronomy 10:12 says, "And know, Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en hom lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel." True reverence, my brother and sister, is shown in obedience. Eerbied word bewys deur gehoorsaamheid. In die skrif verbind Moses die vrees van die Here met gehoorsaamheid, met liefde en diensbaarheid. Eerbied is nie net emosionele bewondering nie. Eerbied word 'n leefstyl van gehoorsaamheid, van liefde, van diensbaarheid. Wanneer ons werklik vir Abba Vader herken vir wie hy is, dan word gehoorsaamheid 'n natuurlike reaksie. Ons sien nie God se instruksies as beperkings nie, ons sien hulle as uitdrukkings van sy wysheid en sy liefde vir ons. Obedience is evidence that a heart honors God. Eerbied, reverence, beweeg geloof van bewondering na aksie toe. Eerbied lei tot oorgawe. Dit lei tot gehoorsaamheid. Dit lei tot belydenis, met ander woorde in lyn te kom met God se wil. Elke tree van gehoorsaamheid word 'n tree van aanbidding in God se ore. Is dit nie merkwaardig nie? Elke tree van gehoorsaamheid word 'n tree van aanbidding in ons Vader se ore. Ek wil begin om af te sluit. Jesaja 66 vers 2. Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, nie vol van homself nie, en wat bewe vir my woord, gehoorsaam is. God's favor, my brother and sister, is towards people that honor His word and His presence. God is not searching for impressive people or for powerful leaders or for perfect individuals. He's looking for a heart that honors Him deeply for who He is. 'n eerbiedige persoon hanteer nie die Bybel as opsionele advies nie, maar ontvang die woord as goddelike instruksies. Om die teenwoordigheid van ons Here in ons samekoms te ervaar, begin by harte wat God eer. God's presence is found where hearts honor Him.
God is drawn to hearts that listen carefully to His word, who responds humbly to His correction and honors His presence above everything else. Amen en amen. Kom ons bid net saam. Here, dit voel of ek moet begin met 'n belydenis, Here, dat ons soms van U vergeet in die dag. Here, dat ons so besig is met ons eie program, ons eie besige lewens, dat ons nie eens altyd bewus is dat U teenwoordig is. Ons vra nederig om verskoning, Here. Vergeef ons asseblief vir die verkeerdelike aksies. En ons wil vra, o Heilige Gees, dat U die vuur wat in ons harte brand sal aanwakker. Here, dat hierdie fire of die vuur van oordeel en die vuur van reiniging en die vuur van oorwinning oor sonde sal opvlam in ons harte, Here. Dat dit sommer sigbaar in ons oë sal wees hoe die vuur van die Here in ons harte brand. O, mag dit so wees, Here. Mag dit so wees, Here. Dat wanneer ons na U woord kyk, dat ons die woord openbaar en kennis is vir ons. Here, mag dit so wees, dat ons met eerbied vir die naam hanteer en die naam respekteer. Here, en as U naam op die TV misbruik word, dat ons dit weier om te kyk en sommer sal afsit. Here, help ons, Here, om gehoorsaam te wees, want dit is wat die woord sê. As ons U eerbiedig is, ons gehoorsaam aan U. Dankie vir 'n rooi letteroggend. Dankie vir die woord wat in ons midde is. Here, help ons net om nuwe perspektief te kry oor the awesomeness of our God, our loving Father. Nie wat ons in vrees voor U bewe nie, maar laat ons in U liefde ervaar en weet, Here, dat ons is deur Jesus se bloed by U aanneemlik. Dankie vir die guns en die genade oor ons. En ek bid dit in die wonderlike naam van ons Koning. Amen.